Môre, dis maandag die 20ste Oktober en ek hoop jy het 'n bietjie rus gekry die naweek, want vandag gaan ons aan by Noag se verhaal, maar nie by die diere of die reënboog nie. Vandag kyk ons na bo. Want het jy al ooit besef, die ark het nie vensters aan die kante gehad nie, net een en dit was bo. In vers 16 van Genesis 6 sê dit, 'n opening moet jy aan die ark maak en op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, 'n tweede en 'n derde verdieping maak. Nie na buite nie, maar na bo. Elohim het dit so ontwerp. As Noag se venster na die kant toe was, sou hulle net oordeel gesien het, golwe, dood en verwoesting. Maar God wou hê Noag moes nie kyk wat buite gebeur nie, maar opkyk na hom. En toe die vloed kom, ons lees verder in vers 11 van Genesis 7. Op die 17de dag van die tweede maand is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek en die sluise van die hemel is geopen. Dis die eerste keer in die geskiedenis dat dit ooit gereën het. Voor dit, sê vers 5 en 6 in Genesis 2 vir ons, het 'n mis uit die aarde opgekom en die grond bevochtig. Die hemel het nog nooit oopgegaan soos daardie dag nie. Oordeel het van bo en onder gekom. Elohim self het die hemel oopgemaak. Die reën het 40 dae en 40 nagte geval. En die waters het 150 dae lank oor die aarde geheers. Van die dag toe Noag die ark binne gegaan het, tot die dag toe hy weer uitstap, was dit sowat 370 dae, meer as 'n jaar. 'n Jaar van wag, van stilte, van geloof. En toe, aan die einde van die tyd, maak Noag die venster bo oop. En dan in vers 6 in Genesis 8 lees ons, toe het Noag aan die eind van die 40 dae die venster oopgemaak van die ark wat hy gebou het. Hy stuur eers 'n kraai uit, 'n voël wat op karkasse leef, 'n simbool van oordeel. Die kraai het heen en weer gevlieg, want daar was nog dood oral oor. Toe stuur hy 'n duif uit, rein, sag en gevoelig vir die lewe. Die eerste keer kom sy terug, geen rusplek. Die tweede keer bring sy 'n lyftakkie, 'n teken van vrede, van lewe na die storm. Die derde keer kom sy nie terug nie, want daar was lewe. Die aarde het weer asem gehaal. Daardie duif is meer as net 'n voël. Sy wys vir ons vooruit na die gees van God. In Matteus 3 vers 16 staan daar geskrywe, en toe Jesus gedoop is, het hy opgestyg uit die water, en die gees van God het neergedaal soos 'n duif en op hom gekom. Net soos daardie duif vir Noag vrede bring na oordeel, bring die Heilige Gees vir ons vrede na die kruis. Die ark wys na Jesus, hy is ons redding. Die deur van die ark wys na sy kruis, dis ons toegang. Die venster wys na die hemel, na ons hoop. En die duif wys na sy gees, ons vrede. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, U is heilig en goed. U wat die venster van die hemel oopgemaak het, nie net vir reën nie, maar verlossing ook. Dankie dat U my hoor, selfs wanneer ek nog wag in my eie ark. Laat U naam geheilig word in my lewe. Laat ek U eer in die wag, in die stilte. Selfs wanneer ek net water sien. Laat U koninkryk kom en U wil geskied, ook wanneer ek dit nie verstaan nie. Gee my vandag my brood, nie net vir my liggaam nie, maar vir my geloof. Voed my met hoop, met vrede wat uit U kom. Vergewe my Here, waar ek eerder uitkyk as opkyk, waar ek my eie planne maak in plaas van te wag op U. Help my om ander te vergewe soos U my in Jesus vergewe het. Hou my vas wanneer storms kom. Laat my vensters oop bly, altyd na bo. En stuur U Gees, soos 'n duif van vrede, om in my hart te rus, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, nou en tot in ewigheid, in die naam van Jesus, ons ark en ons redder. Amen. So verklaar vandag saam met my, ek is veilig in Christus. My venster wys na bo. Ek wag, maar nie alleen nie. Die Gees bring vrede. Die storm het nie die laaste woord nie. Jesus het. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand anders moet ontmoet vandag. Laat jou lewe hulle nie net wys na die ark nie, maar na die kruis, waar genade vir altyd oopgebreek is. Ek hoop jy het 'n geseënde maandag.